Welkom by vandag se nuus. Die Suid-Afrikaanse Stamboek en Diereverbeteringsvereniging SA Stamboek het geskiedenis gemaak toe dit van dese week die eerste organisasie in Afrika geword het om ICAR-sertifisering vir DNS-data-interpretasie te ontvang. ICAR is die internasionale komitee vir diereaantekening. Hierdie prestasie beteken dat SA Stamboek nou amptelik vee se DNS-data kan interpreteer met die oog op ouerskapbepaling en ouerskapontdekking. Die amptelike sertifisering is op 5 Oktober vanjaar bevestig. Dr. Bobby van der Westhuizen, SA Stamboek se hoofbestuurder, het met ons gesels oor waarom hierdie tegnologie juis vir veeprodusente belangrik is. Baie teelers en produsente sal graag dalk 'n bil aankoop of teel wat uit 'n spesifieke ouerlyn byvoorbeeld uitkom en dan moet jy seker wees as jy daai oupa se stamboom wil inkoop byvoorbeeld dat dit regtig daai dier is wat in daai stamboom inpas, want soos dit is met enige boerdery, maak nie saak hoe goed jou bestuur of so is nie, daar is altyd maar 'n kans waar daar 'n fout kan insluip, ook in terme van stamboom akkuraathede. En natuurlik met die grootste voordeel wat dit inhou, omdat jy vanaf die genoomvlak, die fisiese genetiese basis af nou verwantskappe meer effektief kan terugtrek na die oupas en die oumas en die grootoupas en die grootoumas toe met genomiese inligting, gegee natuurlik dat hulle ook genomies getoets is, né? Dit is belangrik om dit te onthou, maar dan kan jy baie meer akkurater verwantskappe bereken en dit maak die genetiese teelmeriete of teelwaardes van die diere meer akkuraat op 'n baie vroeër ouderdom van die dier wat natuurlik jou seleksie doeltreffendheid of jou seleksievordering aanhelp deur die meer akkurate teelwaarde vir daardie jong diere wat jy selekteer om mee te teel vir die volgende nageslag. En so sê Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Criticism regarding the government's Agricultural and Agro-Processing Master Plan, or AAMP, is mounting, with agricultural organisations accusing the Department of Agriculture and Minister John Steenhuisen of using the plan to carry forth an ANC ideology. SAI and the TAUSA say they were deliberately excluded from the latest oversight meeting held in Stellenbosch on 7 October. They believe this is because they are questioning the plan's focus on transformation rather than profitability. According to Dr. Theo de Jager of SAI and Benny van Zyl of TAUSA, the plan boils down to an agricultural master plan without any farmers. They warned that by not focusing on sustainability, the plan could land the industry in an Eskom-type crisis. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Verbruikersunie of SANKO het vanjaar sy gesogte SANKO Verbruikersbeker aan die Suiwelstandaard Agentskap toegeken. Die trofee is aan die SSA se besteende direkteur Jompie Burger oorhandig en gee erkenning aan die span se toewyding, integriteit en deurlopende pogings om verbruikers teen substandaard melkprodukte te beskerm. Hulle bemagtig verbruikers ook om die gehalte van melk en ander suiwelprodukte te beoordeel en om te onderskei tussen werklike melk en melkalternatiewe. Die Landbouskrywersvereniging van Suid-Afrika se Noord- en Gariep takke het onlangs die streekswenners in hul jaarlikse toekennings bekend gemaak. Dr. Hendrik Smit is aangewys as Noord se landboukundige van die jaar met Jan Gry van Mpumalanga en Jana Durant van Noordwes wat elk boer van die jaar gewen het. In die nuwe toetreder tot kommersiële landboukategorie het Joseph Tlaleli van die Vrystaat, Linda Mtlalani van KwaZulu-Natal en Nkosana Mtimkulu van Noordwes met die lauwere weggestap. Landbouskrywers Gariep se wenners in die nuwe toetreder kategorie is Sydney Klaasen van Stellenbosch, Vumile Mzinzi van Mount Fletcher in die Oos-Kaap en Elise Gerda Bekes
van Appington in die Noord-Kaap. Die organisasie se landboukundige van die jaar is Kwait Singh Yam van CropLife Suid-Afrika. Die Wes-Kaap se boer van die jaar is Anton Viljoen van Villion Farms. Al die wenners dring deur na die Landbouskrywers Nasionaal se toekenningsgeleentheid wat in November sal plaasvind. The Freedom Front Plus says it is concerned about the fact that the Tshwane Metro still hasn't implemented transparent contracts and proper tender processes at the Tshwane Fresh Produce Market. This comes after the Metro ran into trouble recently when a court order compelled it to upgrade the market. Mayor Nasipi Moya and City Manager Johan Metler were also found guilty of contempt of court in a second ruling after they failed to execute a court order. The FF Plus says mismanagement and contractual chaos are causing farmers to suffer financial losses. It now demands a forensic investigation into all contracts and legal costs incurred since the dispute started. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê in sy jongste verslag dat trekkerverkope in September vanjaar op 758 eenhede geëindig het. Dit is byna 15% meer as die 660 eenhede wat verlede jaar September verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is tans 22% meer as verlede jaar. 8 stropers is in September verkoop en is 9 minder as die 17 eenhede wat laas jaar September verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is egter 17% meer as verlede jaar. Sentiment in die mark bly positief met die oeskattingskomitee wat veral goeie somergewasproduksie in die vooruitsig stel. The Royal Agricultural Society of Natal has purchased the historic Tweedy Hall in Howick as its new base of operations. The signing of the deal on 2 October sees the convergence of 2 histories that go back to the beginnings of commercial agriculture in the KwaZulu-Natal Midlands. The 2026 Royal Agricultural Show, a pivotal event marking the Society's 175th anniversary, will take place at Tweedy Hall from 29 May to 3 June next year. More details on programming and exhibitions at Tweedy Hall will be made available in due course. And according to Wandile Sihlobo, Chief Economist at AgBiz, above normal rainfall is expected and should ensure a good summer crop for the 2025-26 season. Yellow maize and soybeans are already being planted to the east of the country, and all expectations are that farmers to the west of the country will start planting white maize and sunflower by mid-November. He says the agricultural sector is once again headed for good growth, although outbreaks of foot and mouth disease continue to affect the livestock sector. Ons weerkenner Johan van der Berg het ook goeie nuus wat reën betref. Kom ons hoor wat hy hierdie week te sê het. Hierdie afgelope week het ons hier oor die suidelike dele van die land maar weer redelike lae minimum temperature gehad en ligte ryp het voorgekom hier maandag, dinsdag se kant oor die suidelike dele, laagliggende dele. Daar het ook 'n klompie reën voorgekom, veral hier oor die Vrystaat gedeeltes. Dit was hier rondom Sondagnag plekke tot 20 mm. So 'n groot dele van die Vrystaat lyk eintlik baie mooi groen, wat abnormaal vir hierdie tyd van die jaar en vir die Vrystaat is, as ons sien in ander gebiede ook. Kyk ons 'n bietjie na wat voor lê. Lyk of hier 'n klompie reën op pad is, veral die oostelike dele van die land, hier in die volgende 2 weke. Kan al hier oor die naweek so ligte buie begin maak, maar dit lyk asof meer as 30 mm kan voorkom oor Mpumalanga, KwaZulu-Natal, die oostelike dele van Gauteng, Oos-Vrystaat en die gedeeltes in hierdie volgende tyd. Dit lyk of die reënseisoen redelik begin. Ons sien ook dat tropiese vog oor Namibië en veral oor Botswana suidwaarts beweeg. En dis goeie nuus, want die reën wat ons in hierdie volgende 2 weke, ligte reën kan selfs weswaarts oor dele van die Noord-Kaap en dele van die Oos-Kaap voorkom. So redelike wye reën wat verwag word.
Kyk ons na die winterreënvalgebied. Daar is ook ligte neerslae hier rondom 14 en 15 Oktober. Dit lyk of die George omgewing, die tuinroete, dalk 'n bietjie meer reën kan kry. Ons het gesien hierdie laaste klompie dae het daar reën begin voorkom en dit lyk of hier in die volgende week so 10 tot 20 mm oor daardie gebiede kan voorkom. Want dit is uiters droog, daar het seker omtrent nie 'n derde van die normale reënval voorgekom in hierdie laaste klompie maande nie. En dit was dan Johan van der Berg met ons weernuus en ons sluit af met die jongste nuus vanaf die plaaslike wolmarkte. Hier is Hendrik Victor. Goeiemôre Lise en ook almal wat inluister. Die 7de wolveiling van die seisoen het op 8 Oktober plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie keer verswak met die Cape Wools merino aanwyser wat 4.2% laer verhandel het vir alle merino wol as ook 4.5% vir gesertifiseerde wol teenoor die vorige veiling. En het teen 'n skoonprys van R209.54 per kilogram en R214.71 per kilogram onderskeidelik gesluit. So sê Hendrik Victor en dit is dan ook vandag se nuus.